Spreuke 4 vers 23 sê dat ons baie versigtig moet wees met dit wat in ons hart omgaan, want dit bepaal ons hele lewe. Die gedagtes wat ek in my kop toelaat, bepaal dus hoe my lewe lyk. En dan sê Spreuke 27 vers 19, dat jou gedagtes die spieël is van wie jy is. Jou gedagtes wys dus wie jy is. Die lewe gebeur en die duiwel voer ons met negatiewe goed en dan maak ons koppe vol met dit wat mense aan ons doen, bekommernis oor ons gesondheid, ons finansies, die slegte dinge in ons land en nog baie ander negatiewe goed. As jy dink oor alles wat jy in jou kop vashou, wat sê dit oor jou? Is dit wie jy wil wees? Wat sê dit oor jou verhouding met God? Verstaan jy dat as jou kop te mekaar word met 'n klomp negatiewe en verkeerde goed, dat jou verhouding met God ten diepste raak? Dit is net nie moontlik om naby aan die Here te leef en te doen wat hy vra, as ek kies om my kop vol te maak met dit wat buite God se wil is nie. Dit wat ek doen, kom vanuit die gedagtes in my kop. Daarom sê Romeine 12 vers 2, dat ons nie soos die sondige wêreld moet wees nie, maar eerder toelaat dat God ons gedagtes nie maak. As die Heilige Gees my gedagtes nuut maak, volg 'n lewe saam met God en kan God in my lewe gesien word. As jou lewe vir jou sleg is omdat jou kop nie mekaar is en jy sukkel met 'n lewe in sonde, is die antwoord dat die Heilige Gees jou gees se gedagtes nuut maak, sodat jy as nuwe mens die lewe kan hê waarvoor Christus sy lewe aan die kruis gegee het. Wat kies jy? 'n kop vol sondige gedagtes of 'n lewe wat deur Christus nuut gemaak is?